Liewe Heer, baie dankie vir elkeen wat vanoggend hier is, vir elkeen wat U liefhet, maar nog meer, Here, vir elkeen wat U gehoorsaam. Dankie vir elke ryke seën wat op ons neergestort is. Ons dankie vir die reën. Ons dankie, Heer, dat ons as 'n familie vanmôre hier kan wees. Dankie dat U ons veilig bewaar het deur hierdie week. Dankie vir U woord wat U vir ons gee, wat krag is, wat vir ons 'n lus is, wat vir ons lewe gee. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. COVID-tyd, wil ek julle vertel, was vir my 'n fantastiese tyd. En ek dink dit was vir Pieter ook 'n fantastiese tyd. Ek het vanoggend daaraan gedink dat die Here sê iets baie moois hierso, of die Gees van profesie sê vir ons, dit is wanneer jy God soek in baie opregtheid, dan sal jy vind dat hy die naaste aan jou is. Nou, ek en Pieter se paadjies het gekry seker so 2 maande terug, plus minus, ja. Ek het op sy status gesien, hy het boeke wat hy wou weggee, en ek het 'n geleentheid gesien, en ek het hom gekontak en vir hom gesê, Pieter, kan ons ergens ontmoet, want ek stel belang in daai boeke, en ek het vir hom gevra, hoeveel kos dit, en hy sê vir my, nee, hy sal dit verniet vir my gee. En ek het gery, en hy het vir my 'n paar Bybels gegee, en dit was Pieter wat hierdie Bybel so gedra het, soos 'n babietjie, jy weet, so baie sorgsaam, en vir my gesê, dit moet in die regte hande kom, en ek het hom beloof, ek sal dit in die regte hande sit, en saam met dit het ons nogal 'n mooi vriendskap gevorm, en hy het vir my iets gegee sommer by die kar, en ek dacht toe, maar hierdie opskrif ken ek. Die opskrif is Did You Know? Want weet julle wat, ek gebruik dit baie keer in my Bybelstudies om mense ook te benader. En ek het al gedink, hoe kan ek dit gebruik, of hoe gaan ek dit gebruik, en weet julle wat, hier sit die Here vir Pieter voor my, met die traktaatjie in my hand, Did You Know? En ek bekyk die dingetjie so, en ek dacht, fantasties, ek kan dit gebruik, en ek vra toe vir hom, kan ek daai fotostate maak van dit? En ek het dit besluit, dit gaan ons gesamentlike projek maar wees, maar hy het uit dit begin. En so het ek vir Philadelphia gegee, ek het vir Elofsdal daarvan gegee, en ek het nou vir ons kerk ook daarvan gegee, en ek dink is 'n wonderlike idee om net te begin met ietsiekie klein, al is dit 'n klein projek individueel. So Pieter, baie dankie, en ons het vanoggend die voorreg om te luister. Pieter was nie 'n Adventis nie, en Pieter het, laat hy sy storie self julle vertel, maar hy het sommer vir my daar getuig by die kar ook. Ons het sommer alles in een gedoen, jy weet, all in one. So dit was vreeslik lekker vir my om hom te ontmoet, en ek het al persoonlik gegaan, saam met mense op Sabbatmiddag, in plek van om die dag om te lê, vat vriende saam, vat jou mense saam, en gaan share, deel dit. En binnekort gaan ons ook 'n groot uitreik hê, en ek wil nou al vir julle vra, om asseblief te bid vir die mense wat ons moet nooi, en bid dat hulle gereeld sal kom, en bid vir die mense, dat hulle die woord en die boodskap sal hoor, want nou is die tyd is reg om die boodskap te gee. Dankie Pieter. Ek het 10 minute, so ek haal my horlosie af, laat ek dit kan sien.
Ek groet julle almal in die naam van ons Here Jesus Christus, die een wat my na hierdie waarheid toe gelei het. Want sonder hom sou ek nie hier gestaan het vandag nie. Ek sou waarskynlik nog rondgedondel het, soos die Engelse sê, in die onwaarheid. Nou sien, ek was gebore en gedoop in die NG Kerk en ek was my hele kinderlewe grootgemaak as 'n NG Kerker. Maar gelukkig was ek bevoorreg om ouers te hê wat my elke aand Bybelstories te gelees het en so, jy weet, tipies wat jy 'n kind nou sal grootmaak in die Here. En dit het so aangegaan tot ek nou oud genoeg was om die grootmens Bybel te lees. Een sonder prentjies. En nou lees ek en ek sien maar, is vreemd. Hier is 'n paar goed wat nie ooreenstem met waar kerk gaan nie. Maar dis nou sê maar toe ek so graad 8 was. Dis standaard 6 vir die mense wat nog in die ou stelsel werk. En ek kom toe agter hierdie charismatiese, want kyk, die NG Kerk op daai stadium het toe nou ook begin, jy weet, ons moet die jeug betrek. En ons moet bietjie meer modern word. So het al hierdie charismatiese goed gesing. En ek was nog altyd 'n liefhebber van die Genefiese psalter. Toe sê ek, nou maar, hoekom moet ek nou dit doen? Die Bybel sê ons nou nie, ons moet noodwendig mense betrek nie. En toe is daar ook mos die synodale keuse van homoseksuele prekers, en ek sê, nee, hierdie werk glad nie, die Bybel sê, is nie so nie. Maar in elk geval, ek is toe nou heel vies en beswaard oor die saak, en ek dink toe nou maar, hierdie is nie die kerk van God nie, dit kan nie wees nie, God's nie hier nie. En val nou ook, toe ek nou sien die aarde 6000 jaar oud, toe vra ek die dominee, hoe oud is die aarde? Hy sê, nee, dit kan so 1 miljoen jaar oud, ek sê nee, Genesis sê so, en so is dit nie, maar in elk geval, toe kom COVID, en almals toe, jy weet nou, en ons ou tronkies by die huis gewees, en dit was eintlik 'n groot seën vir my gewees, want nou was ek nou vas met myself, my foon en die Bybel. En ek begin toe nou navorsing doen, waar is die waarheid? Want NG Kerk het nie die waarheid nie, hy kan nie hê nie, onmoontlik. Daar bestaan nie iets soos 'n vrouedominee nie, dis 'n oxymoron. Dis nonsens. Daar's nie iets soos 'n homoseksuele dominee nie, dis nonsens. Maar in elk geval, ek was al altyd so, ek's 'n bietjie kwaai, as dit kom by sulke goed. Maar, ek kyk toe, miskien nie die Katolieke die waarheid. Ek het nie gekyk van hierdie tyd begin het nie, sê maar nou dit. Maar ek sê, miskien die Katolieke die waarheid. En dan kyk ek en ek sê, ek het 'n pragtige liturgie, en dit is so pompies en jy weet, fondabelrig. Maar ek kyk toe die Bybel, en ek kyk toe die Katoliek, en ek sê, maar daar is nie 'n paus in die Bybel nie. Dit is nie waarheid nie. En hierdie Maria goed, is vreemde goed, en ek sê, okay, nee, wat, Katolieke is uit die prentjie uit, en ek besluit, wat van Oosterse ortodoks? Hy het nie 'n paus nie, maar nie lank nie kom ek agter, dis maar nou net Russiese Katolicisme. So, dit is niks dit my niks gehelp nie. En toe is ek wragtig weer terug in die NG Kerk. Ek sê, okay, miskien was dit nie so sleg by die NG ouens nie, en ek gaan toe terug. En dit gaan toe aan, totdat ek my nou, van die kerkraad het so, ek sê nou sê, is dan nou een ding is wat minder effektief is, as die verkiesingsproses van 'n dominee in die NG Kerk. Sê dit vir my asseblief, daar bestaan nie so iets nie. En ek moet nou eers 'n vergaderingkie hou en wat not, maar in elk geval, ek was toe nou die jeug se verteenwoordiger. Daar was net 5 jong mense in die ou kerk anyways. Nou is ek nou die jeug se verteenwoordiger by daai vergadering, en nou moet ons dominees kies. En ek sê nie eintlik veel nie, ek moet nou net sê wat die jeug sê, maar nou, toe sê ek, maar daar's iets soos 'n vrouedominee nie, toe word ek nie weer genooi nie. En toe vragtig kies ek die vrouedominee, toe sê ek, nee, wat, okay, hierdie gaan nie werk nie, toe besluit ek, jy weet wat, kom ek probeer die ander susterskerke, die doppers en die gereformeerdes, kom ek gaan probeer, hulle klink mooi op die pad, en streng op die Bybel, en alles,
Maar kyk toe wat ek het doen en ek sien Calvinisme. Wat's Calvinisme? Gaan vors dit na, lees dit op in die Bybel. Dis nie Bybels nie, dit werk nie. Susterskerke het nie die waarheid nie, kan nie die waarheid hê nie. In elk geval, dink ek toe, okay, ek ook probeer miskien die APK kerk na een diens toe gegaan, die mees verveligste diens wat daar nog ooit was. Ek sê, daai orgelis het so getrek, nie soos hier nie, sy speel mooi. Sy het so getrek, ek het gedog ek was in Pekele Rodamse begrafnisdiens van Tannie Christine. Maar in elk geval. En ek klomp vreemde goed oor rasse en so aan, so ek sê toe, nee, nie waarheid nie. En ek sit toe met 'n probleem, nou is daar niks meer nie, wat staan nog? Methodiste, miskien die Methodiste en die Baptiste, die Presbyteriane is Calviniste, Puriteine is Calviniste en ek bestaan in elk geval nie meer nie. Kyk toe nou na die Baptiste en ek dink, Baptiste het waarheid, ja, maar ook nie die volle waarheid nie. Jy weet, daar was 'n paar goed wat jy gekielie het, jy weet, dit is. Die Methodiste het ek gedink, ek het nogals 'n ding aan die gang, jy weet. Ek dink die Methodiste mag dit dalk hê. Maar toe kyk ek nou wat aangaan in die Methodistiese kerk, mense, dit is Sodom en Gomorra, dis nie soos nie, dis vreeslik. En weet jy grap, ek het nooit eers gebother met die Anglikane nie, die arme goed het nooit in my pad gekom nie. Maar dit is toe ek sit met 'n probleem. Waar gaan ek? Daar's nêrens nie, daar's niemand nie. Dit is, elke liewe een het so klein bietjie waarheid, 'n knippie waarheid hier, knippie waarheid daar, maar dit is so heen en weer versprei, daar is niks vir my nie. En ek sit en ek sê vir die Here, waar moet ek gaan? Daar moet tog 'n kerk wees wat die waarheid het. En ek gaan toe op vakansie na my oupa in Jeffreys Bay, daar waar almal so lekker surf. Ek kan nie self surf nie, maar ek swem wel. Nou, gaan ek daar in die een aand toe begin hy so te praat oor die vrymesselaars in Koffiefontein. Hoe hulle altyd sulke snaakse goed aangevang het. Snaakse mense daai, nou. En ek dink hierdie is nou 'n vreemde klomp. En ek is nog altyd lief vir navorsing op snaakse goed in die geskiedenis. En ek gaan doen navorsing, ek luister 'n 3 ure preek deur 'n evangelis Eben Swart. Dis nie 'n Adventis nie, dit was 'n of ander evangelis, 3 ure lesings, maar dis nou net van Suid-Afrika gewees, en ek dink, dis heel goed, ek moet sê, maar ek wil meer weet. Hy sê nie vir my alles nie, hy gaan nou net maar nou oor rights en wie ook al wat nou allemaal was, en toe pop daar op my YouTube recommendation list, want dis mos nou as jy die video het, dan sal mos 'n lys video's wat sê, miskien wil jy dit ook kyk. En ek kyk dit, toe scroll ek so en ek kom op 'n video, Secrets of the Secret Societies. Dink, dit lyk na 'n bra oulike videoetjie en ek klik op hom. Mense, ek het nog nooit so 'n preker in my lewe gehoor nie. Ek het geluister en ek het gesê, die man het waarheid. Julle almal weet van wie ek praat, né? Oom Walter Wythe. En ek kyk sy video's, een na die ander, ek het al my klastoetse daai week gedruip, want ek het nie geleer nie, ek het ook nie geslaap nie, so ek het so gesit in die klas. Ek het meer geslaap in die klas, want in die klas kan ek nie kyk nie, by die huis kan ek kyk, en ek het gekyk, maar ek het nie in volgorde gekyk, ek het gekyk soos wat dit kom. En ek het gekyk, en ek het gedink, hierdie man is briljant. Natuurlik is dit nie hy nie, dit is God wat praat. En ek sê, nie hy nie, wel, die hele punt is, al die waarhede, wat so heen en weer is wat hy glo. En hy het my toe ook nou van die Sabbat in kennis gestel. Gaan kyk het nie in die Bybel, vragtig. Die Bybel sê dit so dit moet so wees. En ek Google toe, en watter denominasie is hy, want ek wil weet waar hy is, ek wil in sy kerk wees, want hulle het die waarheid. Ek Google, 7de dag Adventiste, ek sê, wat is dit? Gelukkig het die Here genade gehad en hy het my nooit gesê wie ek was nie, want anders is ek heel waarskynlik een of ander evangelis gesien het, wat ons so sleg sê, dat ek dadelik weggedraai het. Maar ek gaan kyk toe, wie is die Adventiste?
En ek lees op, en toe sien ek die klomp evangeliste wat nou so sê, die cultus, sektes, jy weet mos, typies. Maar ek sê, dit is onmoontlik. Ek het die waarheid, hoe kan ek 'n cultus wees as ek die waarheid het? Hoekom sal die man in 'n cult wees as hy die waarheid het? Ek sê, maar dit maak mos nou sin, dat miskien is die ander die cult en hy is nie, hy is die kerk. Of nie, hy nie, sy kerk is die kerk. En ek sê, ek besluit, jy weet wat, ek wil nou Adventis word, maar vir 'n hele jaar lank het ek nou Sabbat gehou by die huis, want ek was nog by die huis, ek was nog onder 18 soort van, so dit was 'n bietjie van 'n probleem gewees in my ouers en almal, ek het maar 'n bietjie geheim gehou, dat ek nou nie ontplof nie. Ek wil eerder die ontploffing 'n bietjie later hê. En so hou ek nou Sabbat by die huis en so en ek moes nou katkiseer, so toe katkiseer ek nou, maar direk daarna wil ek nooit weer kerk toe gaan, na die NG kerk toe gaan. En dit gaan toe aan tot en met Desember van matriek, dit was 2023. Dus ek en my vriende weer na Jeffreys Bay toe, en my ouma het so flat onder 'n huis, dit is so 'n houthuis met 'n woonstel. En ons is nou so 'n groepie vriende gewees, en ons is nou daar, en my niggie was ook saam. En ek besluit, jy weet wat, ek is nou weg van die huis, my ouers is nie hier nie, ek gaan na hierdie dorpie se Adventiste kerk toe gaan. En ek vra vir my vriende, wil julle saam gaan? En die een snater, moes ek nou eers vir 'n uur lank staan en stry oor millennialism. Maar in elk geval, hy wou nie gaan nie, na die uur van stryery. Want ek sê nader aan, nee, hou op stry, dis nou Sabbat, ek is nou genoeg met hierdie nonsens. In elk geval, hy sweep toe die ander op, hy wil ook nie gaan nie, nee. Maar my niggie het gesê, sy wil gaan. Dit klink interessant. En die volgende dag sluip ons by die huis uit, laat my ouma my net nie durf sien nie. En ons het nie lekker kerkklere gehad nie, maar in ons beste klere is ons nou straat af met die GPS. Kerk toe, met die Bybel, hare gekam, maar mense, die duiwel het daai GPS so gewire, dat ons vir 'n uur lank geloop het, op en af, en straat af, hierdie lokasie, gelukkig het die Here ons beskerm in die lokasie, want ek bedoel, dit is nou mense in ordentlike klere wat daar loop. En ons kom daar aan, net betyds. Net betyds. En ons kom by die deur aan, en oom Gerrit Jacobs en tannie Ria Jacobs was by die deur. Ek weet nie of iemand ek ken nie. Ons kom aan, is ons betyds, ons hare staan, die Bybelse blaaie is nou al die mekaar, die skoene is vuil. En hy sê, ja, jy is betyds, maar die diens is eers 11 uur. Nie 11 uur nie, ja, 11 uur of 10 uur, wat ook al. En ons slaan amper dood daar neer. Maar ek sê, nee, die diens is 11 uur. Maar as nou Sabbatskool, kom binne. Ons gaan binne. En mense, dit was die regte preek daai dag gewees, want ek het gepraat oor Daniël en Openbaring. En na daai diens sê my niggie vir my, hulle het die waarheid, ek wil ook een word, 'n Adventis. En sy bel haar maar op die spot en sy sê, ma, ons word Adventiste. Sy sê, wat? Ons gaan hierdie mense join, hulle het die waarheid. En my hele familie in Senien, waar het ook nou so reën, is nou ook Adventiste deesdae. En nou nie deesdae nou, huidiglik ook Adventiste, as gevolg van dit, die Here was so wonderlik met dit. En sedert dan, toe ek terugkom van daar af, het ek toe kerk toe gekom in Pretoria, en dis toe ook hier gekom het. Ek sou 'n bietjie meer detail wil gee, maar die tyd is min. Maar nou gekom by hierdie pamfletjie, hoekom ek hom opgestel het, was ek het nou al gesien met ons kerk se offisiële literatuur en materiaal en wat ook al, baie van die goeds baie versigtig opgestel. Die prekers is nie baie lief daarvoor om te sê, hierdie is die waarheid en dis wat dit is nie. Ek is bietjie meer van, die liefde. So ek het hierdie pamflet meer opgestel uit beswaardheid uit, om te sê, hierdie pamflet is reguit tot die punt, dis die waarheid, en jy kan hom uitdeel en strooi, want hy kos nie baie nie, 1 A4 papier geef jou 4 pamflette. Nee, 2 pamflette. 2 pamflette per A4 papier, en jy kan hom by die huis druk. En ja, die diaken sal dan vir jou uitdeel, en dis my storie. Ja. Ons gaan nou die slotgebed doen.
Kom ons sluit die oë. Here, ons het so groot voorreg om u boodskap te kan versprei. Mag ons die waarheid soek, mag ons luister daarna, mag ons dit leer, mag ons dit lief hê, mag ons daarin bly, en mag ons altyd die waarheid verdedig in Jesus naam. Amen.